Gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Ek lees vir u die belydenis van Sia voor, ook een van die ou geloofsbelydenisse wat ons in die kerk oor die hele wêreld heen het, en u kan net daarna luister. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Jy kan die Bybels oopmaak by Kolossense hoofstuk 4. Kolossense hoofstuk 4, ons gaan vandag lees van vers 2 tot 6. Goed, u weet ons is nou besig met 'n reeks oor gebed. Ons doen nou vandag die laaste preek oor gebed. Ons het al gekyk na 2 Kronieke 7, daai bekende gedeelte waar Salomo gebid het by die inwyding van die tempel. En ons het gekyk na Daniël 9, Daniël se gebed daar in Babylon, toe hy agterkom, daar staan in Jeremia 29 dat die Here gesê het, 70 jaar gaan Israel in ballingskap wees, nou gaan hy hulle bevry. En toe Daniël mos die Here so op sy woord gevat, dat hy het uitgewerk, daar's nou 67 jaar verby, en as die Here gesê het 70 aan Jeremia, en as nou 67 verby, dan gebeur dit oor 3 jaar. En toe het hy mos daarvoor begin te bid, volgens die Here se woord. En ons het ook mos daai gedeelte gesien van, ons moet ons verootmoedig, ons moet bid, ons moet met ons sonde breek, ons moet dit voor die Here bely, en ons moet die regte weg inslaan. En toe het André vir ons gepreek oor Efesiërs 1, ook oor 'n gebed wat Paulus daar vir die Efesiërs bid, en veral dan nou ook in daai gebed, dat ons God se krag sal ken. En toe het ons verlede week gekyk na Efesiërs 3, Paulus se gebed daar, vers 14 tot 21, waar hy sê, hy bid vir die innerlike mens, hy bid dat ons innerlik sterk sal word, hy bid dat ons 'n dieper verhouding met Jesus sal hê, hy bid dat ons God se liefde sal ken en elke dag daaruit sal lewe, hy bid dat ons gevul sal word met die volheid van God, en dat ons met ander woorde die krag, waarvoor hy in Efesiërs 1 gebid het, in Efesiërs 3, dat ons hy krag sal vat, en dat ons uit daai krag sal lewe. En vandag kyk ons dan nou na die gebed in Kolossense 4, hoe moet ons bid, waaroor moet ons bid, en ook hoe gebed en ons getuienis in die wêreld by mekaar aansluit. Ons lees vanaf vers 2. Volhard in die gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar, en bid tegelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevange sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit my opgelê is. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig, en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Ons lees tot sover. Hierdie gedeelte wat ons gelees het, val op 'n natuurlike manier in 2 dele uiteen. Vers 2, 3 en 4 gaan oor ons gebed. Vers 5 en 6 gaan oor ons getuienis in die wêreld. Of ons sou ook ons sê vers 2, 3 en 4
gaan daaroor dat ons met God praat oor mense. Vers 5 en 6 gaan oor hoe ons met mense praat oor God. En kom ons kyk eers na vers 2 tot 4, die gedeelte wat gaan oor gebed. Nou as ek so hier deurgaan, gaan ek 'n paar keer net weer alles bymekaar bring, want dis 'n paar kort versietjies. Maar hier is so baie in hierdie paar versies, dis so gelade gedeelte, dat ek net so partykeer net so van die hoofpunte net weer vir u gaan bymekaar bring. As ons kyk na vers 2, dan begin dit met hoe ons moet bid. Hoe moet 'n mens bid? Nou mense sal baie antwoorde nou kon gee oor hoe moet 'n mens bid, en daarom, as ek nou liewer gaan praat oor hoe moet 'n mens bid, dan sê bedoeling nie dat dit nou al die maniere is nie. Maar kyk ons nou vanmôre hoe dat in Kolossense 4 vir ons gesê word, ons moet bid. Die eerste wat hy sê is, hy sê ons moet volhard in gebed. Volhard in gebed. En die rede hoekom daar op die prentjie 'n kindjie is wat leer fietsry, dit vat ons nogal bietjie volharding om te leer fietsry. Jy is mos nie dadelik reg nie. Jou pa of jou ma moet mos nog die fiets vashou en dan los hulle jou so klein rukkie, partykeer ry jy nog met klein wielietjies op jou agterwiel, want dit vat ons volharding om te leer fietsry. En so sê Paulus in hierdie gedeelte, dat ons moet volhard in gebed. Daar's 'n paar voorbeelde vir ons in die Bybel hiervan. In Handelinge 2, vers 42, lees ons van die vroeë kerk, dat hulle toegelê op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en gebed. Van daai 4 goed, gebed is een van hulle. Een van die groot kenmerke van die vroeë kerk. En hulle het mos nie net eenmaal op 'n week bymekaar gekom nie, hulle het sommer elke dag by die tempel bymekaar gekom en in mense se huise. En hulle het dit toegelê op getroue gebed, volharding in gebed. En dan Lukas 18 is 'n gedeelte waar Jesus ook 'n gelykenis vertel en vir ons sê hoe dat ons moet volhard in gebed. Hy begin daar met Lukas 18 vers 1, dan sê hy, met die oog daarop dat ons moet aanhou om te bid, en dat ons nie moedeloos moet raak nie, het Jesus die volgende gelykenis vertel. En dan gaan dit vanaf vers 2, oor die gelykenis van die weduwee en die regter. En dan gaan die gelykenis ons nou so, daar was 'n sekere dorp, en in die dorp was daar 'n regter, en daar was 'n weduwee. En sy het na die regter toe gegaan, en sy het vir hom gevra, laat asseblief reg geskied aan my, in my saak teen my teenparty. En hy het nie aan haar saak aandag gegee nie. Maar sy het aangehou, en sy het weer gekom, en weer gekom, en weer gekom, en hom aanhou vra. En dan vertel Jesus hierdie gelykenis so, hy sê, hierdie regter het op 'n stadium vir homself gesê, ek het nie vir God eerbied nie, en ek steur my nie aan mense nie, maar hierdie weduwee hou so aan om my te vra, nou kom klap sy my nog. So ek sal nou maar aan haar saak aandag gee, want sy hou nie op om te vra nie. Sy's knaand, sy's aanhoudend. En dan gaan Jesus verder, dan sê hy, hoor julle wat sê hierdie regter? Met ander woorde, as 'n regter, wanneer hierdie vrou aanhou vra, aan haar saak aandag sal gee, hoeveel te meer sal God nie ook, sê Jesus, aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom in gebed smeek, aan hulle antwoorde gee, aan hulle luister, wanneer hulle bid nie. En daar het Jesus in Lukas 18 vir ons duidelik gesê, dat ons moet volhard wanneer ons bid. Nou om te volhard in gebed sou mens ook ons sê beteken om 'n getroue gebedslewe te hê. Partykeer ervaar mense dit so, dat daar kom 'n tyd in hulle lewe, dan voel dit vir hulle, dit gaan goed met hulle gebedslewe, en hulle bid lekker, en hulle bid gereeld, en dan kom daar skielik weer 'n tyd wat hulle nie bid nie, en dan kom hulle na 'n tyd weer agter, maar hier's nou 'n lang tyd verby wat ek nie gebid het nie, en dan begin hulle weer te bid, en dan kom daar weer 'n tyd wat hulle nie bid nie, en so moet dit volgens hierdie eerste opdrag nie wees nie. Ons moet altyd bid, volhard in gebed, toegewy wees aan 'n gebedslewe, getrou wees in ons gebede. Ook al kom daar 'n tyd in ons lewe wat dit vir ons voel, maar ons weet nie hoe om te bid nie. Ons het mos ook al reeds gesien, een keer in Romeine 8 vers 26 en 27, wanneer ons nie weet wat en hoe om te bid nie, dan tree die Heilige Gees vir ons in, met versigtinge wat mense nie kan sê nie, wat ons met ons woorde nie kan sê nie. So, al voel dit vir my, ek weet nie nou hoe om te bid nie, of het voel nie vir my, ek is op 'n punt in my lewe waar gebed nou vir my groot is nie, bid, volhard daarin, hou aan daarmee, en die Heilige Gees weet wat ons is harte, hy ken ons bedoelinge, hy tree vir ons by die Vader in,
met die versigtinge wat ons nie kan sien nie. As ek getrouheid kan verduidelik, toegewydheid kan verduidelik in die hand van 'n sportbeeld, om getrou te bly, al gaan dit nie goed nie. Hoeveel blou ondersteuners is daar nie? Wat getroue, stoere, geharde blou ondersteuners is. En hulle sal blou ondersteuners bly, al kom daar 'n paar droë seisoene. Seisoene waar dit nie goed gaan nie. Waar die Karibebeker of die superreeks nie gewen word nie. Maar moenie dink hulle sal vir 'n ander provinsie begin te skree nie. Deur al daai tye, deur al daai droë tye heen, bly hulle blou ondersteuners. Dis die gedagte oor gebed, wat Paulus hier vir ons wil oorbring. Bly toegewy aan 'n gebedslewe. Moenie dat probleme, terugslag, wat ook al in die lewe, jou gebedslewe laat opdroog nie. Maar nog 'n faset van volhardende gebed is nogal verrassend. En dit beteken om altyd gereed te wees. In Markus 3 vers 9 gebruik Markus wanneer hy die evangelie skrywe, presies dieselfde Griekse woord as wat Paulus hier gebruik as hy sê volhard. Daai Griekse woord is proskartero. Nou in Kolossense 4 vers 2 beteken hierdie woord volhard. Maar in Markus 3 vers 9 beteken daai woord wees altyd gereed. Waar dit daaroor gegaan het is, Jesus is besig om die mense op die strand te leer. En is eintlik so wonderlik oor hoe die mense angstig was oor Jesus, angstig om by hom te leer, angstig om by hom uit te kom, dat hulle het vorentoe gekom, en het vorentoe, het al nader en nader aan Jesus gekom. En dan sê Jesus vir sy disippels, hou vir ons 'n skei gereed. As dit nodig is, moet ons in die skei klim, want anders gaan hierdie mense ons vertrap. So die mense vorentoe gebeur, uit hulle hongerte vir Jesus. En dan, hierdie woord wat hier volhard, word in Markus gebruik vir hou gereed. Hou hom dat hy gereed is, dat ons hom enige oomblik kan gebruik as ons hom nodig het. So volhardende gebed beteken met ander woorde ook om enige tyd gereed te wees om te bid. Dit beteken dat gebed is nie net beperk tot ons binnekamer en dan gaan die dag nou verby en dit is nou nie meer gebedstyd nie. Gebed is ook dwars deur die dag. As jy in die verkeer sit, as jy by die werk is, waar jy ook al kom, moet jy altyd gereed wees om te bid. As jy met 'n vraag te maak kry, met 'n probleem te maak kry, altyd gereed wees om te bid. Altyd gereed wees om tot God te nader. Dis die ander betekenis van om te volhard in gebed. Is om gereeld te bid. Altyd gereed om tot God te nader. Dis die eerste wat hy vir ons sê, hoe ons moet bid. Volhardend. Maar nou gee hy vir ons 2 verdere hulpmiddels in vers 2, oor hoe kan ons dit regkry om te volhard. Die 2 dinge wat hy daarna sê, is dinge wat ons daarmee gaan help. Die eerste wat hy sê is, ons moet waaksaam wees. Waaksaam wees. Nou kom ek verduidelik, waaksaamheid eers net in die gewone sin van die woord. Baie keer gebeur dit, dat die kerk se alarm hier 1 uur, 2 uur in die môres afgaan, en dan bel met alarms ons, en dan moet ek en Dobby kom kyk of die foute is, en ons moet die alarm afsit, en weer aansit, dat alles weer reg is. Nou as 'n mens 1 uur, 2 uur in die môre kerk toe kom, omdat die alarmplek jou gebel het, want die alarm skree, dan kom jy waaksaam. Want jy weet, jy kan moeilikheid wees. Jy kan dalk iemand wees wat by die kerk ingebreek het, en hy kan dalk nog nie wees. Jy is waaksaam, want jy weet, hier is moontlik gevaar. Maar as 'n mens helder oordag hiernatoe kom, sê nou maar 11 uur in die oggend, dan kom jy nie op met dieselfde waaksaamheid nie, want jy verwag nie moeilikheid, dat hier so iets sal wees nie. Daarom waaksaamheid, wanneer jy moeilikheid verwag. Vergelyk byvoorbeeld 'n soldaat, iemand in die weermag, hierso in ons weermagbasis in Middelburg, en 'n soldaat in Irak. Wie van hulle is die waaksaamste? Ek glo die een in Irak. Want die een in Irak is in 'n oorlog. Die een in Irak moet die hele tyd oor sy skouer loer en kyk of is alles die hele tyd oral reg. Hy's waaksaam, want hy's in 'n oorlog. En as Paulus nou kom en hy sê ons moet volhard, maar ons moet ook waaksaam wees, dan sê hy daarmee vir ons dat ons te veel kere wat die geestelike lewe aanbetref, amper kan 'n mens maar sê met oogklappe loop en nie besef dat ons in 'n stryd is nie. Want ons is mos in 'n geestelike stryd.
In 1 Petrus 5 vers 8 staan daar, wees nugter, wees waaksaam, want julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek iemand om te verslind. Hy kyk wie kan hy in die hande kry. Daarom moet ons geestelik waaksaam wees. Ons is baie keer nie waaksaam genoeg nie. Die Bybel roep ons op tot waaksaamheid. In 1 Tessalonisense 5, vers 1 tot 11, skryf Paulus oor Jesus se wederkoms. Dan sê hy dat die mense wat nie in hom glo nie, is nie waaksaam daaroor nie. Dit gaan hulle oorval soos 'n dief in die nag. Dan sê hy, maar ons wil dit verwag. Ons is wakker, ons is nugter en ons is waaksaam. In Markus 14, vers 34 en vers 38, Jesus is in Getsemane. En in vers 34 sê hy vir Petrus, Jakobus en Johannes, daai 3 wat hy bietjie dieper ingevat het. Dan sê hy vir hulle, bly by my, waaksaam met my, ek is doodsbenoud. Dan raak hulle aan die slaap. Vers 38 dan sê Jesus vir hulle, julle moet waak en bid, en gaan kyk wat staan daar in Markus 14 vers 38, waak en bid, sodat julle nie in die versoeking sal kom nie. En wat gebeur? Petrus waak en bid nie, hy slaap. 'n Paar uur later kom hy in die versoeking, hy maak hom warm by die vuurtjie. Die diensmeissie herken hom, hy vloek en sweer dat hy Jesus nie ken nie, 3 keer. Jesus het 'n paar ure tevore gesê, waak en bid dat jy nie in versoeking kom nie. Hy het nie gewaak nie, hy het nie gebid nie, hy het geslaap, en die versoeking het hom oorval, en hy het Jesus verloon. Sien nie hoe belangrik die opdrag is, dat ons waaksaam moet wees. 'n Ander voorbeeld, in Josua 9, toe Israel die land ingeneem het, toe sê die Here vir die Israeliete, hulle moenie verdrae sluit met die volke rondom hulle nie. En toe hoor die Gibeoniete van al die suksesse wat Josua en die Israeliete behaal. Maar die Gibeoniete bly sommer net hier naby, net die ander kant die bult. Hulle is nie baie ver nie, maar hulle maak toe ons 'n slim plan. Hulle vat ou gemifte kos. Hulle vat ou stikkende klere, sandale, skoene wat verslete is. Hulle laat alles oud lyk. En hulle kom na Josua toe. En hulle sê vir hom, kyk net hoe ver bly ons. Toe ons by die huis weg is, was hierdie vars kos. Kyk hoe gemif is dit nou al. Hierdie skoene van ons was nuwe skoene, ons het hulle flenters geloop, so ver het ons geloop. Ons klere het verslyt. Al die tyd jok hulle vir Josua. En gaan kyk Josua 9, dan staan daar, daardie een keer het Josua en die leiers nie vir God geraadpleeg nie. Hulle het nie in gebed na God toe gegaan en gevra, Here, wat moet ons doen nie? En hulle het 'n fout gemaak. Hulle het 'n verdrag gesluit met die Gibeoniete. En daarna toe kom hulle agter, die ouens bly net die ander kant die bult. Toe vra Josua vir hulle, wat het julle ons aangedoen? Toe sê hy, ons was bang vir julle gewees. En daarom moet ons hierdie storie vir julle kom vertel. Daai een keer, toe hulle nie waaksaam is nie, en hulle bid nie, en hulle gaan nie na die Here toe nie, toe trap hulle in die gat. Toe maak hulle hierdie groot fout. Waaksaamheid help ons om aan te hou bid. As 'n mens waaksaam is, dan bid jy. En die tweede ding wat ons kry, is dankbaarheid. Hy sê ons moet altyd dankbaar wees. Nou as 'n mens gedurig in jou lewe dink aan, watter seëninge, watter genadegawes ontvang ek alles van die Here. As 'n mens byvoorbeeld sou gaan sit en sê, die Here doen al hierdie wonderlike dinge vir my, al hierdie seëninge, al hierdie wonderlike dinge ontvang ek van hom, dan sal hierdie dankbaarheid ons tot liefde lei. En die dankbaarheid en die liefde lei tot 'n behoefte daaraan om met die Here in gebed te praat. Ek was eendag by 'n kursus gewees ook. Die eerste oggend toe sê die vrou vir ons, maak 'n lysie, 'n dankbaarheidslysie, oor goed waaroor jy op die oomblik dankbaar is. Nou goed, ons maak toe die lysie. Die volgende môre toe sê sy, heel eerste, maak weer 'n dankbaarheidslysie, maar jy mag niks herhaal van gister nie. Hier teen die derde môre, dan begin jy besef, maar dit raak moeilik om nou al niks te herhaal nie en 5 nuwe dankbaarheidsgoed. En toe sê sy vir ons moet baie meer ingestel wees. Op waarvoor moet ons dankbaar wees? Kan jy sien hoe dat waaksaamheid en dankbaarheid help met gebed? Dit gaan help dat ons op ons knieë bly en dat ons volhard in gebed. Dis die eerste deel, vers 2, eerste deel van die eerste deel, vers 2, oor hoe ons moet bid. En dan kom vers 3 en 4, en dit sê vir ons waaroor ons moet bid. Nou, weer 'n keer soos ek net nou gesê het,
Hierdie twee goed wat ons nou gaan kyk, is nie al die sake waaroor 'n mens moet bid nie, maar dis die sake wat Paulus hier noem. Nou die eerste wat hy noem, is dat hy sê, ons moet bid vir 'n oop deur vir die evangelie. 'n Oop deur vir die evangelie. Weet jy wat vir my so wonderlik is ook in hierdie gedeelte? Paulus is 'n gevangene. Hy's in huisarrest, hy's in 'n tronk. Hy vra nie vir hulle, bid vir my dat ek uit die tronk uit vrygelaat word nie. Hy vra vir hulle, bid dat ek 'n oop deur vir die evangelie sal kry. En daai oop deur is nie 'n oop deur van die tronk nie, dis die oop deure van mense se harte. Want terwyl Paulus in die gevangenis was, is hy toegelaat om mense te ontvang en met mense te praat. En ons weet uit sy briewe uit, dat hy met almal wat hom besoek het oor Christus gepraat het. En as hy vra vir 'n oop deur, dan bid hy nie vir homself nie, hy bid dat almal met wie hy praat, ontvanklik sal wees vir die evangelie. Dat die evangelie sal ingaan in daardie mense se lewens en in hulle harte. In die Bybel is 'n oop deur altyd 'n geleentheid. 1 Korintiërs 16 vers 9 byvoorbeeld, skryf Paulus, dan sê hy, ek gaan nog 'n rukkie hier in Efese bly, want die Here het hierso vir my deure oopgemaak. In 2 Korintiërs 2 vers 12, dan sê hy dat toe ek in Troas gekom het die Here vir my die deure wyd oopgemaak. En in Openbaring 3 vers 8, in die brief wat aan Philadelphia geskrywe word, nou dit was een van die twee gemeentes vir wie daar geen teregwysings is nie, want dan 2 van die 7 gemeentes kry net dankbaarheid en lof. Dan sê die skrywer vir hulle, die Here het vir julle 'n deur oopgemaak en niemand gaan hom weer toemaak nie. Maar goed, kom ons bring dit nou na ons toe. Ons sê nou, ons moet bid vir oop deure. Ons is nou lidmate van die NG Kerk Kanonkop. Wat sê dit prakties vir ons? Waarvoor moet ons dan nou bid? Ek dink 'n mens moet 'n bietjie gaan kyk, wat 'n oop deure die Here vir ons as 'n gemeente gee. Dink 'n bietjie, waar is al ons lidmate in die dorp in die week? Ons het onderwysers, wat by al die skole in die dorp is, en wat daar vir die Here 'n groot verskil kan maak in kinders se lewens. Ons het mense wat op myne werk, en wat by die myne 'n verskil kan gaan maak, die evangelie kan gaan uitdra. Ons het mense by Columbus, wat daar 'n verskil kan gaan maak. Ons het mense in die polisiediens, mense by Eskom, mense in die munisipaliteit, mense wat by die Observer werk, mense by kleuterskole, mense in hospitale, mense by besighede. En dis nog nie eens almal nie, dis net 'n paar. Dink net, waar gaan ons gemeentelede in die week oral heen? En as ons daar gaan sing en lig wees en bid, Here, maak elke plek waar ons gemeentelede na toe gaan, oop vir die evangelie. Gee oop deure vir ons lidmate. Dink net wat 'n seën kan daar van ons gemeente uitgaan, as ons bid vir oop deure. Dink byvoorbeeld aan die JKJA. Jy weet dat die meeste van die kindertjies wat JKJA toe kom, is eintlik naskoolkinders van Laerskool Kanonkop, wat nie van ons gemeente is nie, wat hier waar ons die geleentheid kry om hulle te bedien, om die evangelie aan hulle te bring. Dan kan ons bid vir 'n oop deur. Ek het dit al so baie keer beleef, omdat ek partykeer die JKJA moet kom open. As ek in die dorp of in die mall stap, dan kom daar mense verby, dan sit 'n JKJA kindjie, maar dis nie in ons kerk nie. En dan sal die kindjie my groet en vir die pa of die ma sê, daar's die oom van die kerk. 'n Oop deur wat ons daar het. Dink byvoorbeeld aan die uitreikaksie wat Joyce hulle het. En die Zulu erediens wat ons Sondagmiddag het. En ons sendingbediening se werk in Nazareth en die ander projekte. Deur in aktuele sake wat nuwe projekte gaan begin wat gerig is op die gemeenskap. Soos ek nou gesê het, Herman, wat ons erediens op DVD opneem en op die internet laai, dat mense oor die wêreld heen daarna kan kyk. En dan het 'n ander wonderlike ding gebeur, net om so 'n bietjie getuienis oor oop deure te gee. Die week mos dat ons die reeks oor die Heilige Gees gedoen het ons 'n windpomp gebruik, en dit was al verlede jaar. 'n Windpomp gebruik as ons embleem. Ons het ons gesê dat 'n windpomp, die wind moet deur ons waai, soos die Heilige Gees deur ons moet waai, dan pomp ons water wat lewe bring. Ons moet net die windpompie wees, ons moet die Heilige Gees deur ons laat waai, dan bring ons getuienis lewe vir mense.
Nou, dis Middelburg se embleem nou, die windpompie, maar nog meer as dit. Dobby het by die vroue lesenaar, waar een vrou van die hele land, van elke synode van die land by mekaar kom, vertel van ons projek. En toe die vroue lesenaar dit 'n landwyse embleem gemaak vir die vrouediens, vir die vrouebediening, dat die windpompie wat om Corrie vir ons geleen het, wat hier gestaan het, in elke uithoek van die land nou 'n embleem word van die werking van die Heilige Gees. Paulus praat van oop deure. Kan u sien hoe seën die Here ons gemeente? Hoe dat hy reeds vir ons baie oop deure gegee het. En ons moet vir hom bid en vra, Here, gee vir ons nog meer oop deure. Gee vir ons oop deure vir die evangelie om uit te gaan. En dan die tweede ding waaroor ons moet bid, is vir die verkondiger van die boodskap. Paulus sê, bid ook vir my, dat ek die woord duidelik sal bring. En daarom moet die gemeente ook vir die verkondigers van die woord bid. Vir die predikante, vir die vrouens by die kinderkraans, die JKA, vir die omgee groepleiers, vir almal wat op een of ander manier die woord bring, dat die Here ook dit vir hulle so in hulle harte sal lê, dat hulle dit duidelik sal bring. Dis die deel oor gebed. Hoe moet ons bid? Volhardend. Hoe gaan ons bly volhard? Deur waaksaam te wees, deur dankbaar te wees. Waarvoor moet ons bid? Oop deure vir die evangelie en dat die verkondigers van die woord dit duidelik sal bring. En dan die tweede deel, vers 5 en 6. Eerste deel was ons nou, ons praat met God oor mense. Ons tweede deel is, ons praat met mense oor God. Nou, dit word weer in twee dele ingedeel. Vers 5, ons getuienis deur ons lewens. Vers 6, ons getuienis deur ons monde. As ons nou kyk na die eerste ene, vers 5, hoe moet ons met ons lewens getuig? Die eerste wat hy daar so sê in vers 5 is, ons moet met wysheid optree teenoor mense buite die gemeente. Jy weet, dit gebeur partykeer, dat mense so optredes maak, dat as hulle met hulle monde getuig, mense hulle nie glo nie, omdat hulle lewens 'n ander storie vertel. Dat mense kom en wil vertel, dat hulle sê, maar jou lewe stem nie daarmee ooreen nie. Jou lewe moet ook daarvan getuig, daarom dat jy met wysheid moet lewe. In Matteus 10 vers 16, toe Jesus sy disippels uitstuur, toe sê hy vir hulle, wees versigtig en wees opreg. In Romeine 16 vers 19, skryf Paulus 'n baie mooi ding oor die Christene in Rome. Hy sê vir hulle, oral in die wêreld het die mense gehoor van julle gehoorsaamheid aan die evangelie. So wat sou gebeur as die mense in Rome getuig? Daar sou ook deure vir hulle wees, want die getuienis van hulle lewe is, hulle is gehoorsaam aan die evangelie. Die Here maak vir ons deure oop. Ons moenie met ons lewens die deure toemaak nie. Ons lewens moet ook getuig. En dan sê hy verder, ons moet die beste gebruik maak van elke geleentheid. Nou, dit is in daardie tyd 'n handelsterm gewees. Nou dink nou net byvoorbeeld, hoe is besigheidsmense? Hulle soek geleenthede. Hulle soek almekaar soek hulle 'n nuwe geleentheid, iets om te doen. Dis mos so besigheidsmense se koppe werk. Jesus het self daai een keer toe hy die gelykenis vertel van die oneerlike bestuurder. Toe vertel hy van hierdie man wat in die moeilikheid gekom het omdat hy die sake nie reg bestuur het nie. En toe maak hy planne om alles weer reg te stel, slim planne. En toe sê Jesus, die mense van hierdie wêreld tree slimmer op as die mense van die lig. As hy sê ons moet die beste gebruik maak van elke geleentheid, dan sê hy ook vir ons moet geleenthede soek om die evangelie uit te dra. Ons moet nie wag dat dit na ons toe kom nie. Ons moet wakker wees en ons moet kyk, waar is daar 'n geleentheid? En dan sal 'n mens verbaas wees hoeveel geleenthede die Here gee. En dan die laaste ene, ons moet ook getuig met ons praat. Nou sê hy heel eerste, wat ons praat moet van vriendelikheid getuig. Jesus is vir ons daar die beste voorbeeld. Hy is met alles die beste voorbeeld, maar daar is hy vir ons so mooi voorbeeld. Selfs al het Jesus met mense gepraat wat in sonde gelewe het, dan het hy nog genade betoon. Dink byvoorbeeld in Johannes 8, daai vrou wat op oorspel betrap is, almal wil haar met klippe doodgooi. Jesus skryf op die grond, hy trek hulle aandag van die vrou af, hy vat die aandag op homself, en hy sê vir die vrou, ek gaan jou nie veroordeel nie, maar gaan en hou op om sonde te doen. Jesus het daai balans tussen
genade en waarheid het hy gehad. In Lukas 4, vers 22, toe Jesus in sy tuisgemeente in die sinagoge opstaan en preek, sy eerste preek in sy tuisdorp, dan staan daar die mense het gehou van die aangename woorde uit sy mond. Ons moet vriendelike, aangename woorde gebruik wanneer ons die evangelie uitdra. Tweede ding wat hy sê, en hier is nogal 'n interessante ding, hy sê ons woorde moet van goeie smaak getuig. Nou in die Grieks, as 'n mens na die Grieks gaan kyk, dan staan daar eintlik, ons woorde moet met sout ingesout wees. Met ander woorde, ons woorde moet sout wees. En waar hoor ons nog van sout? Matteus 5, waar Jesus gesê het, julle is die sout van die aarde, die lig vir die wêreld. En sout het ons baie eienskappe, dit gee smaak, dit bewaar, en al hierdie eienskappe wat 'n mens aan sout kan heg, moet aan ons spraak, aan ons woorde ook wees. Ja, eintlik, soos wat sout dors maak, moet ons so oor die Here praat, dat mense nog meer en meer wil hoor. Dat hulle eintlik vir ons sal sê, vertel my nog van die Here. Weet jy, sout het nog 'n belangrike rol gespeel. In Levitikus 2 vers 13 is daar gesê, dan moet by al jou graanoffers sout bykom. Jy kan nie 'n graanoffer aan die Here bring sonder sout nie. Hoekom? Daar staan in Levitikus 2 vers 13, want sout is 'n teken van die verbond. Sout herinner aan die verbond. Sout was 'n offer aan die Here. En as Paulus nou sê, ons woorde moet sout wees, beteken dit ons woorde is ook 'n offer aan die Here. Dis soos wat hy in Romeine 12 vers 1 sê, gee julle self aan God as lewende en heilige offers. In die Ou Testament is offers doodgemaak. In die Nuwe Testament sê God, nou moet sy offers vir hom lewe. En dis ons woorde, ons dade, moet alles vir hom getuig. En dan ook moet ons altyd gereed wees om 'n antwoord te gee. 1 Petrus 3 vers 15. Ons het al in die jaar na hierdie teks gekyk. As iemand jou voorkeer en vir jou sê, wat is die hoop in jou hart? Dan moet jy dadelik reg wees met 'n antwoord. As iemand vir jou vra, maar hoekom is jy anders? Wat is in jou? Dan moet jy dadelik gereed wees met 'n antwoord. En dit kry ons net as ons regtig in die Here lewe. Daar moet 'n mens ook gaan nadink. Wat gaan ek vir iemand sê as hy vir my vra, hoekom is jy anders? Wat is die hoop wat ek in jou lewe sien? So hoe moet ons getuig? Met ons lewens, ons dade en ook met ons woorde. Sien jy hoe die twee met mekaar verband hou? Gebed, en as ons 'n getroue gebedslewe het, help dit ons ook met ons getuienis in die wêreld. Nou, ons almal sal seker ook voel, maar ons almal doen hierdie ding te min. Hoe kan 'n mens dit reg om dit meer te doen? Die antwoord is, ons moet groei in 'n dieper verhouding met die Here. Hoe dieper ons groei in ons verhouding met die Here, hoe meer sal hierdie dinge ook deel wees van ons lewe. Onthou om dan ook die week wat kom, met God te praat oor mense, en om met mense te praat oor God. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het van gebed. Here, dankie dat U vir ons sê om te volhard. Dankie dat deel van daai volharding ook is, Here, om altyd gereed te wees. Dankie, Here, dat ons nie beperk is tot net sekere gebedstye nie. Maar Here, dat ons enige oomblik van elke dag kan bid. Net kan praat, Here, en U is daar. Ons het vrye toegang tot U genade troon. Ons loof en ons prys U daarvoor, Here. Ons bid ook, Here, dat die getuienis wat van ons uitgaan, van ons lewens en ons woorde, Here, dat dit ook tot opbou van U koninkryk sal wees. En ons het net nou 'n paar dinge gesien waar U vir ons gemeente ook deure gegee het. En dit is nie alles nie. Mens sal nog baie ander dinge kan doen waar U ook vir ons gemeente reeds ook deure gegee het. Ons bid, Here, dat U die oop deure wat U reeds vir ons gegee het sal gebruik om meer en meer mense te bereik. Maar Here, ons weet dat U oneindig groot is en dat U rykdom groot is en dat U meer kan doen as wat ons kan bid of dink. En daarom bid ons ook dat U vir ons nog meer oop deure sal gee. Oop deure vir U woord. Here, dat ons nie net sal lewe net vir onsself nie. En dat ons nie net sal probeer net om kanonkop aan die gang te hou en net te oorleef nie. Maar dat ons sal besef, maar U het vir ons geroep om 'n verskil te maak in Middelburg. Here, as mens gaan kyk na die vroeë Christene, dan was daar eerste groepie in Jerusalem in daardie tyd,
Een Christen vir elke 30.000 inwoners. Daai klein groepie het daai hele stad omgekeer, die hele wêreld omgekeer. Here, as al die kerke, al die gelowiges in Middelburg getrou is aan U roepstem, wat 'n verskil kan ons nie ook in ons dorp maak nie. Daarom bid ons ook, Here, vir oop deure, ons bid vir verkondigers, ons bid, Here, dat U koninkryk gebou sal word. Dankie dat ons kan bid vir almal wat op ons lysie is, maar Here, daar is ook, soos wat ons elke keer sê, ook mense wie se name nie daar staan nie, en wat deur moeilike tye gaan, wat ook al mense se behoeftes is, Here, kom lê ons hulle by U voete neer. Dankie dat ons ook vir die Alet en die familie aan U kan opdra. Vader, dankie vir Openbaard, dat in ons gemeente so lank was, vir die voorbeeld wat hy gestel het, voorbeeld van liefde is vir U. Vader, ons bid dat U ook vir die familie sal troos. Dankie dat ons kan bid ook vir almal wat in hierdie dae hulle werk verloor, wat onseker is oor waarna toe nou, dat U ook vir hulle sal voorsien, vir elkeen sal uitkoms gee. Ons bid vir die woord wat vandag verkondig word, Here, op elke plek in ons dorp, op elke plek in die land, op elke plek in die wêreld. Ons bid, Here, dat mense se harte vandag so oop sal wees vir U, dat hulle vir U sal loof en prys en vir U baie lief sal kry. Dat daar vandag baie mense sal wees, Here, wat gered sal word. Here, en dankie dat ons vir ons munisipaliteit kan bid, dat hulle ons dorp sal bestuur soos wat U dit wil hê. Dankie dat ons vir die beskermingsmagte kan bid, Here. Dankie dat ons kan bid vir die besighede, die skole. Ja, Here se Vader, dankie dat ons vir elke organisasie in ons dorp kan bid, dat ons almal sal saamwerk, Here, om die koninkryk hier te bou. Dankie vir die week wat voor ons lê, Here. Dankie dat ons kan uitsien om hierdie week saam met U in te gaan. Ons weet, Here, dat U ons hand vashou, dat U ons lei. En as ons hierdie dinge bid, Here, dan is dit weer die begeerte in ons hart om vir U te sê, ons het U baie lief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.